nie. Ek wil jou uitnooi en maak vir jou 'n fles koffie of 'n fles tee, en kry vir jou baie water, kry jou Bybel, kry 'n notaboek, kry 'n pen bymekaar, maak vir jou 'n fles koffie, nie 'n koppie koffie nie. Want vandag gaan jy baie leer wat God op my hart kom druk het. My leerstelling se naam van dit wat jy nou gaan hoor, my leerstelling se naam is luister wat hulle sê, maar moenie hulle voorbeelde volg nie. Ek wil dit weer sê, luister wat hulle sê, maar moenie hulle voorbeelde volg nie. Ek wil weer eens vandag gesels oor 'n verskriklike sensitiewe onderwerp, en dit gaan oor die wette en gebooie van God. Daar word so baie gepraat en gesê oor hierdie sensitiewe onderwerp. Ons word bespot, ons word sleg gesê, beskuldig, gediskrediteer, dat ons besig is met dwaalleer en valse afgodsdiens en leerstellings ensovoorts. Maar vandag sal die kaf van die koring geskei word. Jesus self sal die praatwerk doen deur sy woord. Hoor julle wat ek vandag sê? Ek het weer eens in hierdie week 'n video of 'n leerstelling of 'n brief of wat ook al gekry van een of ander geestelike leier, en hulle het baie te sê as dit kom by al hierdie tipe dinge, en dis baie keer absoluut skokkend hoe hulle die Bybel wil uitlei. En ek wil vandag vir sê, ek moet my emosie baie beteel vandag, dat ek nog steeds as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk nie sy naam in oneer bring, maar ek wil vandag vir jou sê, miskien moet jy, wat ons dit diskrediteer in ons daagliks aanval, miskien moet jy dokter toe gaan, en jy moet vir hom gaan vra om jou ore uit te spuit. En as jy nog steeds nie mooi kan luister nie, kry jou man of jou vrou, stuur hulle makro toe, om vir jou steamwasher te koop, miskien sal dit jou ore oopblaas. En as jy klaar is daarmee, loop sommer verby Specsavers, en gaan kry vir jou 'n paar sterk brille, sodat jy kan lees wat in die woord van God staan. Dit is lekker om houe uit te deel, en skoppe uit te deel, en te maak of jy al ewig reg is, en niks en niemand kan jou iets leer nie, want jy het mos nou die papiere op die tafel, jy het 6, 7, 8 jaar teologie gaan swat, en wat weet jy, wat weet ek? En ek kan vandag vir jou sê, daar's 'n massiewe groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid, en dit wat lekker is van hierdie leerstelling vandag, ek noem jou nie op die naam nie, ek diskrediteer nie vir jou kerklike dominasie, instansie, ek diskrediteer julle nie, ek noem julle nie by die naam nie, maar Jesus Christus sal vandag die praatwerk doen. Jy weet my liewe broer en suster, baie van hulle hak vas by die genade leerstelling, glo net in Jesus Christus, en jy gaan hemel toe, en daar stagneer hulle, en staan hulle vas, en lê hulle lekker terug, en verdien lekker geld, en pensioene, en salarisse, en bonusse, en hulle die roem van Christenskap, maar eintlik dink hulle is reg, maar eintlik is hulle so ver van die waarheid, hoe kan ek sê, weggedwaal. Hoor vandag die woord van die Here, luister hierso, dis Jesus wat hier praat, nie Mickey Mouse, nie Luke Duke, Tiny of Toonie, hier is die Seun van God, die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God by ons, dis hy wat hier praat, dis hy wat hierdie woorde spreek. Hoor die woord van die Here, spit jou ore, ruk die prop uit jou ore uit, laat die skille van jou oë afval, mag God jou gees, jou hart ontvanklik maak, om in te neem, wat jy vandag gaan hoor. Ek het al baie oor die wette en gebooie gepraat, en elkeen het sy eie manier, sy eie opinie, hoe hy die Bybel lees, maar dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan nie oor my opinie, gaan nie oor Satan se opinie, alles gaan oor God se opinie. En dit is lekker, ons kan die Bybel oopmaak, maar terwyl jy die Bybel lees, moet jy deur die Heilige Gees gelei word, anders te gaan jy verkeerde rigtings, en jy gaan jou moontlik mense mislei en op 'n dwaalspoor bring, maar ons kom daarby. Hoor die woord van die Here, Matteus 5, 17 tot 20, maak jou oor toe, hoor wat sê die Seun van God, sien hom hoe hy staan, en hoe hy die mense leer. Moenie dink dat ek gekom het om die wet, of die profete ons ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle,
Die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, dis Jesus, dis die Seun van God, die Messias wat hier praat. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Spit jou oor en laat dit goed insink vanoggend. Kom ons gaan aan, hoor wat lê God hier op my hart. Jesus doen die praatwerk, nie Koert nie. Matteus 24 vers 11 tot 13, sê die woord, daar sal baie vals profete kom, baie, en hier is baie hier buite, dat ek vanaf julle sê, daar sal baie vals profete kom, en daar sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot op die einde volhard sal gered word. Dis common sense. As jy nie die mense 10 gebooie leer en die wette leer en hulle leer wat's reg en verkeerd in die oë van God, die gaan hulle afvallig raak. Satan gaan hulle oortrek deur saad van duisternis. Die dood gaan oor hulle kom en daar sal nie liefde, daar sal haat wees, daar sal liefdeloosheid, daar sal onverdraagsaamheid. Dis common sense as jy daai goed uit die kerk uithaal. Wat gaan doen jy dan in die kerk? Jy luister na 'n klomp preke, 'n klomp storieetjies en dit is 'n show and shine in die kerk. En menslike afgode en figure kom bou hulle troonstoele binne die heiligdom van God. En dit is net 'n geldmaak situasie en 'n staatstheater en 'n disco van God se huis. Absoluut skokkend. Ek sê vandag 1 Johannes 3 vers 3 tot 4 gee die Here vir julle. Elkeen wat hierdie verwagtinge verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Luister baie mooi. Luister baie mooi. Is nie net glo in Jesus Christus, jy gaan hemel toe nie. Jy moet vir mense leer wat reg en verkeerd. Want as jy onrein lewe, as jy weglewe oortreding van die wet van God, dan doen jy sonde. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Kom ons gaan aan. Ek gaan nie hier vashaak. Ek wil vinnig praat. Ek wil klaarmaak. Matteus 19 vers 17. Hy het vir hom gesê, dis Jesus wat hier praat, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy wat vandag na my luister, as ek die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Luister wat ek vandag vir julle sê. Dis Jesus wat hier praat, nie Mickey Mouse nie, nie Luke Duke en Tony en een of ander president wat self dink hy's God, al hierdie geldgode nie. Dis Jesus, die Seun van God wat hier praat. Luister, laat hy insink, drink jou koppie koffie, moenie hierdie leerstelling afsit nie, want jy gaan leer. En Jesus gaan vir jou die woord bring deur my hart, wat hy in my Bybelstudies vir my kon gee, om vandag die kaf van die koring te skei, game set a match. Ek preek al 12 jaar, wat ek preek, nie vir geld nie, nie vir eie eer nie, wat ek het doen tot lof en eer van my Vader wat in die hemel is. Luister mooi, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6. Iemand wat sê, ek ken hom, ek ken Jesus, maar nie, sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar. En dit is nie net 8 gebooie uit die 10 uit nie, dit is nie net 9 uit die dis alles, klaar. Jy kan nie vir God dien en hom en gryp en vat soos 'n buffettafel wat jou pas nie. Luister, dis die Bybel wat hier praat. 1 Johannes 5 vers 2 tot 4.
1 Johannes 5 vers 2 tot 4. Hieraan weet ons dat ons die kinder van God lief het. Luister, laat dit insink. Wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, wat enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Baie belangrik. Baie belangrik. Daar staan nergens in die Bybel, nou het al daai goed weggeval, en dis net glo net in Jesus Christus daar, want as ek dit moet glo, wat daai mense sê, kan ons al die Bybels in Suid-Afrika op een hoop gooi daar in die middel van Bloemfontein en die brand steek, want almal gaan hemel toe. Alright, net omdat ons glo in Jesus Christus gaan almal hemel toe. Onthou net hier, Satan het ook geglo in Jesus Christus. Hy het geweet dat Jesus die seun van God en maak dit dat hy hemel toe gaan. Beslis nie. Dit is 'n absolute halwe waarheid. Ons dobber op die water en ons soek 'n gemaklike manier om ons geloof af te water en ons in die absolute opoffering van Jesus aan die kruis te diskrediteer. Kom, ek gaan verder aan. Prediker 12 vers 13 en 14. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mense gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Dit was Prediker 12 vers 13 en 14. Dan die laaste skrif, Spreuke 28 vers 4. Luister na die woord van die Here, hou jou konsentrasie. Wie die wet van die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense. Wie die wet onderhou, beveg hulle. En dis absoluut waarheid. Hoe gaan jy weet wat sonde is? Weet jy hoeveel mense kom by my aan? Dan weet hulle nie wat sonde is nie. Hulle het nog nooit sondebeleid gedoen nie. Hulle het nog nooit bevryding ontvang nie. Dis absoluut skokkend. In my 12 jaar, ek het nie woorde vir hierdie tipe ding nie. Dan verstaan mense nie hoekom ons hele wêreld uit mekaar uitval is, omdat ons 'n halfhartige manier het om God te aanbid te dien, soos dit ons pas. Ons luister na mense. Ons luister nie na God, ons luister nie na sy Heilige Gees nie. Nou luister nou baie mooi. Spit jou ore. Vat 2, 3, 4 slukke groot koffie en hoor die woord van die Here wat God nou vir jou bring. Hy doen die praatwerk, nie Koert Jordani. God het vandag, dis hier waar die kaf van die koring geskei word. God het vandag 'n woord vir elke broer, elke suster in die Here Jesus Christus, vir elke seun en dogter wat jaarliks, weekliks, daagliks binne die kerke sit en net alles opeet vir soetkoek wat vir hulle gesê, geleer en gevoer word. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, spit jou oor, ek gaan dit vir jou lees. Sien hoe staan Jesus Christus daar. Sien hoe staan hy daar en hoe leer hy die mense. Hoor die woord van die Here. Matteus 23 vers 1 tot 12. Hoor die woord van die Here. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek. So nou daar staan hy. Sien hoe staan hy daar in jou geestesoog, wat hy 'n klomp mense daar toespraak lewer aan hulle en ook sy disippels. Hoor wat het hy gesê? Hoor wat sê hy? Okay, so het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, hoor hierso. Die skrifgeleerdes en die fariseërs, die dominees, die pastore en hoeveel ander profete en apostels en evangeliste en leraars en priesters, daar is so baie van hulle, elke loek, doek, taai en toenie is vandag geroep. En elke loek, doek, taai en toenie praat in die naam van die Here en geniet homself hier buite. En terwyl dit maak hulle lekker blare en dit hulle die roof van Christendom. Hoor die woord van die Here. Toe het Jesus die menigte en die disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag, hulle het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Alright, hulle het daai gesag. Hoor wat sê die Bybel. Julle moet alles doen
Dit kom uit die mond van God en dis die seun van God, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons. Dis hy wat hier praat, nie Koert nie. Dis die Bybel, dis sy woorde. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Is dit nie die waarheid nie? Hulle preek en hulle weet nie wat hulle preek nie. Die wat bietjie verduidelik wat is sonde, baie van hulle lewe nie self, hulle weet self nie wat hulle doen daar nie. Maar hulle praat wat die ore streel, hulle maak kaste en kaste vol geld. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Maar hulle voorbeeld moet julle nie volg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Absoluut die waarheid. Alles wat hulle doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkoppe breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Jy sien, dit word 'n titel. Dit word oor wie en wat jy is. Mense aanbid jou later die skepping in plaas van die skepper. En as jy praat, is dit God. Verstaan jy? Baie mense voel by die kerke, dis nou waar alles stop. Maar wat ek vandag vir jou sê, dat ek net aangaan, ek wil nie verder my mond oor dit uitspoel nie. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Dis wat die Bybel sê, vers 8. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want net een is julle vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien, om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Weet julle wat is die betekenis, die uitleg van dit wat ek so pas vir julle gelees het, wat die Here vir my gee? Pas op vir skynheiligheid, veral binne die kerk. En dis absoluut waar. Hier sê Jesus, jy sien as hy gekom het aan al die wette en 10 gebooie laat verval het, en dis nou 'n pot nonsens, dis gemors, dis nou dwaalleer, dit gaan nou net oor genade, dan het Jesus nie vir hulle gesê, daai mense die gesag autoriteit om die woord om die wet van Moses te versprei te verkondig, maar julle moet doen wat dit sê. Julle moet doen wat daar gespreek word, maar moenie hulle voorbeelde volg nie, want baie skrifgeleerdes en fariseërs, baie dominees en pastore doen self nie wat die woord sê nie. En dit is hoekom die Here sê, moenie daai voorbeelde volg nie. Jy sien, hulle is, they bending the rules. Hulle swaai en draai in die woord van God om by hulle eie behoeftes in te pas. En hier doen Jesus Christus vandag die praatwerk deur die woord, en hy wys vir julle, julle moet doen wat die woord sê. Julle moet getrou en gehoorsaam wees aan die opdragte van die Here. En pas op na wie julle luister en toets die woord met die woord. Moenie net soos 'n klomp skape agter mekaar aan 'n hardloop slagpale toe nie. My liewe broer en suster, drink daai koppie koffie, koppie tee en verskoon maar, dit is baie warm hier waar ek sit in Pretoria. Baie warm. Ek wil net so af en toe 'n bietjie water drink. Luister baie mooi. Hierdie ouens gaan aan, is net genade, glo net in Jesus Christus, en dis nou die einde van die wêreld vir hulle. En dis waar hulle stagneer, waar hulle op 'n klip sit, en die roem van Christendom geniet. Kom ek vertel jy iets, nergens in die Bybel word die wette, of die gebooie, verval, word dit, hoe kan ek sê, verwyder of afgestel nie. Luister baie mooi, luister nou wat ek vir julle sê, luister mooi. Wat wel van die wet verval het, die wette en gebooie, dit is hoekom die goed daar is, om vir ons te leer wat sonde is. Hoe gaan jy weet wat is reg en verkeerd? Wat sien jy as sonde? Wat sien Koert as sonde? Wat sien God as sonde? Dit is hoekom die wette en gebooie, om vir jou te leer wat reg en verkeerd is in die oë van God. Hier is ek vol van die Heilige Gees. Ek het nie 'n seks met 'n dier nie. Hoekom? Omdat die wette vir my leer in die boek Levitikus, jy mag nie met 'n dier seks hê nie. Dis 'n gruwel in God se oë. Hoekom het ek nie seks met my ma of met my suster of met my tannie of met my niggie nie?
Want die woord sê in die boek Levitikus en Deuteronomium, jy mag dit nie doen nie. Dit is waar bloedskandes inkom. Die Bybel leer dit vir ons. Dit is nie iets wat ek in die kerk gehoor het of in die lig uitsnyf nie. Dis die Bybel wat dit vir jou leer. Hoekom gaan ek nie na toordokters toe nie? Hoekom gaan ek nie na sangomas toe? Hoekom gaan ek nie na waarsêers toe nie? Want die Bybel leer vir my in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, God verafskie enige vorm van afgodsdiens en valse gelowe. My liewe broer, suster, hierdie goed is uit die kerke uitgeruk. Die goed word vir niks en niemand geleer nie. Maar as ons monde oopmaak, is ons die mees onpopulairste mense, ons word gevloek en sleg gesê, ons werk word gediskrediteer en ons word behandel of ons nie weet waarvan ons praat nie. En vandag het Jesus Christus die praatwerk gedoen, nie Koert nie. Ek het al so moeg gepraat, ek vir julle sê 10, 12 jaar. Jy kom op 'n punt wat jy sê, weet jy wat, dan moet julle maar op julle eie manier gaan leer. Ek help mense wat wil gehelp word, dis waar ek is. Ek kan mense tot bring by die water, ek kan hulle nie maak drink nie. En as ek in die Here jou nie op jou knie sit nie, sal Satan dit vir jou doen. En so maklik soos dit. Kom ek wys vir julle wat wel van die wet en gebooie. Ek dink veral daai eerste skrif, Matteus 5 vers 17 tot 20 is die woord van Jesus Christus baie hard en duidelik en ook die woord wat Jesus nou deur my gebring het na julle toe. Wat wel van die wet verval het, kom ek help hierdie mense net reg wat alles soos water van hulle rug af laat loop. Kom ek, daar's 6 dinge wat verval het van die wet. Die eerste ding wat verval het is die tempeldiens van die wet. Hoe kan ek sê die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is? Ons vat nie meer diereoffers as sondeoffers vir ons sonde na die tempel toe nie. Daar word nie meer diere geslag nie. Daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie. Jesus het die perfekte offer vir ons geword. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Alright, so dit het heeltemal weggeval. Dan die tweede punt, die verbod op kos. Alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar in Matteus 7 vers 18 en 19. Baie belangrik, gaan lees dit jouself. Die derde punt wat verval het is die doodstraf. Vir almal is daar genade. Jy sien in die tye voor Jesus Christus kom het, as jy homoseksualiteit beoefen het, 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou met klippe doodgegooi. Vandag gooi jy jou nie meer dood met klippe, daar vir jou genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie weer nie. Bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal genade ontvang en die koninkryk van God oes. So die doodstraf het weg, daar's genade vir jou. Maar die woord sê, gaan uit en sondig nie. Die derde gee die Here vir jou opdrag of toestem om in sondes te bly volhard onder die vaandel van Christendom. Nie neem my op woed. Dan is jy heeltemal van die pad af. Met alle respek, gaan lees ook sommer aan Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Dan gaan lees jy wat sê die Here oor opsetlike sondes. En sommer Hebreërs 6 vers 4 tot 6 en 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Dan die vierde punt van die wet wat verval het. Die middelaars of tussengangers tussen die mens en God. Die middelaars of die tussengangers tussen die mens en God. Daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Nou nog maak baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Hulle luister na mense, nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die Skepper. My liewe broer en suster, as jy jouself 'n gelowige of 'n Christen noem of 'n gelowige, is daar een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Dis nie Koert of jou dominee of pastoor of priester of wat hy ook al is, en dan Jesus en dan God nie. Jy moet 'n direkte verhouding met God kan hê. Ons is net daar om te bou in julle lewens en om met wysheid julle te versterk, julle by te staan, te help, te beraad en toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk. Maar dis nie ons werk om die Heilige Gees bedroef te maak. Ons kan nie die werke van die Heilige Gees teenstaan nie. Ons dit het weggeval. Jy het een verhouding tussen jou en God, een middelaar, en sy naam is Jesus Christus. Dis punt nommer 4. Punt nommer 5. Die besnydenis het weggeval. Alright, dit vind in ons harte plaas, deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam, deur die geloof in Jesus Christus. Verstaan my punt mooi. So punt nommer 5,
Die besnydenis het weggeval van die wet. En dan 6, punt nommer 6, in die Ou Testament was die Jode God se verbondsvolk, alright, Israel. Deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. Luister mooi wat ek hier lees. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk geskep. Dit is 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Deur sy oorwinning aan die kruis het hy 'n geestelike volk geskep waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Jy sien in die hemel is daar nie rassakwotas of taalvereistes nie. Almal is welkom. Lees sommer terwyl ons op hierdie punt is, Efesiërs 3 vers 5 en 6, jy sal sien almal is welkom, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of jy in Israel bly, of jy in Amerika bly, Australië, Nieu-Seeland, Suid-Afrika, almal is welkom, wat glo dat Jesus die seun van God is, en wat glo hom as verlosser, hulle sal hulle harte vir Jesus gee, en dan outomaties die gees van God ontvang, dan word hulle deel van die een liggaam van Christus. Die hand kan die voet verwerp en die oor ook in die neus nie, en as een het lei ons almal saam, ons is deel van 'n eenheid, van 'n span, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En dis hoekom Jesus vir ons kom leer het in Matteus 12, 46 tot 50. Wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen, so maklik soos dit. En mens moet geestelik kyk na alles, dit is baie belangrik, evalueer alles in gees, nie in vlees nie. As ons net kyk na die Sabbatdag, ek het al baie oor die Sabbatdag gepraat, daar is baie leerstellings van my hier buite, maar ek wil vandag vir jou sê, jou dominee, jou pastoor en hoeveel ander geestelike leiers kan saam my om 'n tafel sit, en ons kan debatteer en elkeen kan nou maar sy opinietjie bring na die tafel toe soos hy wil oor die Sabbatdag van die Here. Op die einde van die dag sê die woord, Romeine 14 vers 1 tot 12, ons moet mekaar respekteer. Party mense erken hulle Sondag as hulle Sabbatdag, ander mense doen dit op 'n Saterdag, ander mense doen dit op 'n Vrydag, maar dit wat jy doen, dit wat ek doen, dit wat daai persoon doen, doen hy tot lof en eer van die Here. Ons kan baie praat oor die Sabbatdag van die Here en wat mag op die Sabbatdag gebeur en wat nie. Nou kom ek vertel jou iets. As dit nou klaar gedebatteer het en elkeen het nou sy stukkie brood op die tafel gesit, gooi ek alles oor in gees. Dan is dit game set a match. Want by God is daar lig en duisternis. En as jy nie God se 10 gebooie gehoorsaam nie, as jy nie sy Sabbatdag gehoorsaam nie, maak jy jou siel en gees oop vir saad van duisternis, vir Satan om deel van jou lewe te word. En dit is wat julle nie raak sien nie. Nee, koers, ons hoef nie die Sabbatdag te heilig nie, dan sal die Heer ek jou. Maar weet jy wat die Bybel sê, jy mag nie moord pleeg nie, so dan het dit ook weggeval. Dan kan ek begin elke liewe persoon wat ek nie van hou nie vermoor. Of ek kan, die Bybel sê, ek mag nie egbreek pleeg nie, so nou kan ek nou maar begin rondhoer, want dit het ook weggeval. Ek kan nou maar steel, ek kan nou ander mense se goed begeer, en weet jy wat, as ek lus genoeg is, kan ek dit gaan steel ook. Ek kan ander gode aanhang, ek kan ander gelowe, ek kan hande vat met ander gelowe. Weet jy wat, daar sal niks met my, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, dis 'n leuen uit die put van die hel uit, en ek sê jou reguit vandag, so as ek het oorgooi gees toe, is het game set a match. Ek sal vir jou stil praat in jou eie bediening, in jou eie geloof. God doen die praat, wat gaan nie oor koert nie, dit gaan oor jy wat sit en slaap. As een blinde, ander blinde lei, val toe in die gat, val toe in die sloot. Mag hierdie woord jou absoluut die mat onder jou voete vandag uitdruk, en mag jy wakker word, mag jou ore uitgespuit word, en mag die proppe uit jou ore geruk word, en die skille van jou oë afval. Gaan speksuiwers toe, kry brille en lees jy vir 'n slag jou Bybel, so maklik soos dit, my vriend. Julle leer mense, hulle hoef nie, hulle Sabbatdag te heilig nie. Julle is indirek verantwoordelik vir hulle afvalligheid
En daarvoor gaan julle moet pa staan voor die Here. Die woord sê, spit jou ore, ek praat met jou wat net glo in Jesus Christus. En jy het hierdie 10 gebooie en hierdie wette van die mat afgevee. Dit bestaan nie. Skeer die Bybel in die helfte en stiek by die Nuwe Testament, want dis waar jy is. Jy leef of die Ou Testament nie bestaan nie. En die boek Openbaring waarsku jou, as 1 letter of letterstreepie daaruit, sal jou naam uitgeruk word in die boek van die lewe. En sal jy die straf kry wat vir jou bestem is volgens die riglyne die woord van die boek Openbaring. Hoor hierdie skrif, dis vir jou vandag bedoel, wat na my luister. Matteus 13 vers 40 tot 43, hoor die woord van die Here. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Luister nou mooi, dis Jesus wat hier praat. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende hoën gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter, soos die son. Wie ore het, moet luister. So meneer, dominee, pastoor, wat jy jouself ook al wil noem, hoor wat sê die Bybel hierso. En hulle sal uit sy koninkryk verwyder, almal wat ander mense in sonde laat val. Dis jy leer vir mense, hulle moenie hulle Sabbatdag heilig nie. Jy leer vir hulle om 7 dae 'n week te werk en besigheid te doen en geldtransaksies te doen, te lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Jy leer dit vir hulle. En almal wat die wet van God oortree, wat lewe of hierdie wette en gebooie van God nie bestaan nie. Weet jy wat, dit is absoluut skokkend. Dis hartseer vir my om so op die kantlyn te sien, en loop ek julle een vir een, loop julle so skape agter mekaar aan. En weet jy wat, julle kyk julle om. Julle kyk om en julle sien hoe hierdie wêreld stukke lê, maar julle gaan soos skape net aan. Soos 'n godsdienstige ritueel, jaar in en jaar uit, is julle soos 'n platespeler, soos 'n tape recorder wat nie einde kry nie. Dat ek vandag vir julle sê, die genade leerstelling het baie skade al gebring. Glo net in Jesus Christus, en hy gaan hemel toe. Hulle moet hierdie weergawe, luister mooi wat ek vandag vir julle sê, julle moet hierdie weergawe van julle siening van die Bybel, wat julle so gemaklik verkondig, vir die jong meisiekind gaan vertel, wat nou die dag haar getuienis met ons almal op Staan Op Jesus, Stand Up for Jesus kom deel het, die jong dame, wat tot op die hoogste vlakke van satanisme vasgevang is, sy sal in julle gesigte vir julle lag. Hoor nou wat ek van haar, so waar is wat haar God in die hemel is. Sy was gebind. Ek het nog nooit in my 12 jaar iemand gesien wat hel op aarde deur is as hierdie meiskind nie. Maar die kerke praat wat net die ore streel. Sy sal in julle gesigte vir julle lag. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Julle halfhartige manier van preek, kerk speel, koffie drink en koeksisters eet, laat die duiwelse tone omkrul van lekker kry. Dis absoluut die waarheid. Die genade leerstelling. Hoe kan ek sê? Ek het ook geglo aan die genade leerstelling, tot ek eendag van my huis se boonste verdieping afgestap het by die trappe. Weet jy wat, ek was so halfpad af. Toe sê God vir my, Koert, wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien ander mense as sondes? En weet jy wat, daar het my bediening voluit begin. En daar die Here my kom leer van sondes wat tot die dood lei, sondes wat nie tot die dood lei nie. Daar het God my kom leer, wat reg en verkeerd is. Daar het God my kom leer, verstaan my punt mooi, hoe belangrik sondebelydenis en bevryding is. En weet jy wat, toe die Here my begin kragtig gebruik, wat ons geestelike bevryding op mense doen, het ek so baie geleer van God se woord. Sondebelydenis en bevryding is kritiek en baie belangrik. En dit gaan oor geestelike regte wat Satan oor die mense liggaam het. En dit moet gebreek word. Dis hoekom dit daar's 'n doel en 'n rede hoekom daai geestelike regte daar is. Dit moet gebreek. Dis hoekom sondebelydenis belangrik is en dis hoekom bevryding so kritiek en belangrik. Dis hoekom onderskeiding van gees een van die 9 gawes van die gees is. Maar ons mense verkies
om te leef of daai goed nie bestaan. Glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe. Dat ek vandag vir jou sê, die realiteit gaan vir jou tref. En jy kan nooit omdraai en sê, Here, maar ek het nie geweet nie, ek weet nie, ek het nie woorde, ek het nie antwoorde, ek het nie antwoorde hiervoor nie, met alle respek gesê, ek het al hoeveel keer gepraat en gepreek, nie om jou geld te kry, om te kyk hoeveel kerke, hoe groot kan ek my kerk bou, hoeveel lidmate kan ek ondersteun, of ek op TV gesien word nie, ek werk 12 jaar vir die Here, God kan vir jou sê, gaan bid vir hom, absoluut verniet, ek het nie salaris soos julle nie, ek het nie die ondersteuning basis wat julle, ek het nie kerke nie. Ek kan vandag vir jou sê, ek ken vir God, en ek het die absolute ere voorreg om sy krag en mag, sy majesteit elke dag van my lewe te ervaar te bring. Ons dra kruis, 'n massiewe groot kruis, en ons word geboelie, ons word aangeval, ons word op alle vlakke van die samelewing, probeer Satan ons tot 'n val bring en ons ewige saligheid by God kom steel, omdat ons hierdie woord, hierdie egte suiwer woord openbaar. Jy weet, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld, en ek kan vandag vir jou sê, as jy nie jou kruis optel en loop met hom nie, as jy daai kruis nie optel en dra nie, gaan daai einste kruis jou verpletter in jou lewe. Wat ek vandag vir jou sê, ek luister na God, ek luister nie na Koert nie. Koert Jordan is een van my grootste vyande, me, myself and I, die eie ek. Dan is Satan ook nog daar, daar's ander mense ook daar, maar ek luister na die Here alleen. En dis hoekom ek al hierdie opofferings het. Jy sien, ek kan ook gaan werk vir 150, 200.000 rand 'n maand, en net lewe vir myself, en vir my goue troonstoele bou, en net lewe, jol en party en kuier, en alles koop wat my hart begeer, en die room van die lewe geniet. Maar wie gaan hierdie job doen? Vertel vir my. En dis hoekom slegte goed gebeur soms met goeie mense, die opofferings, wat manne soos Johannes die Doper, en Jesus, en Simon Petrus, en Paulus, en Stefanus, en Jakobus, en Philippus, wat daai manne deel het vir die koninkryk van God, en julle kom absoluut te maak, eintlik 'n bespotting en 'n grap daarvan, want julle leer, julle die woord van God afgewater, die Bybel is doodgepreek, doodgepraat, daar is nie meer krag in ons geloof nie, en as jy so agter jou kyk, sal jy sien hoe stikkend lê alles, en hoe word God se skape deur jakkals en wolwe uitmekaar uitgeruk en verskeer, maar glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, moet ooit in jou lewe vir God sê, jy het nie geweet nie wat God weet. Vandag, op hierdie dag, waar trek ons vandag, die 3de van die 12de, 2024, het ek jou vermaning gewaar, moenie vir God sê, jy het nie geweet nie, want jy luister wat ek vandag op die tafel sit. Kom, ons gaan aan. Weet jy wat sê Simon Petrus Simon Petrus van Paulus se briewe? Weet jy wat is sy opinie oor Paulus se briewe? Jy weet, ek kyk na 'n video, die ou sê, nee man, julle moet bietjie meer julle Bybels gaan lees, julle weet nie wat in die Bybel staan nie, is julle blind, is julle doof, gaan lees die Nuwe Testament, gaan lees Galasiërs, gaan lees Romeine, gaan lees Efesiërs, daar, so gat hulle aan. Maar hoor wat sê Simon Petrus oor Paulus se briewe, God gee dit vir julle, hoor wat sê hy, jy sien, God se skape word uitmekaar uitgeskeer hier buite, uitmekaar uitgeruk en verskeer, en elke geestelike leier, of jy dominee, pastoor, wat jy ook al in die wêreld jouself noem, elke geestelike leier gaan pa staan voor die Here, volgens Jakobus 3 vers 1, jy gaan pa staan, jy vir mense sê, nee man, die wette gebooi weggaan, lewe maar sonde, werk 7 dae week man, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, jy gaan pa staan, want jy's indirek verantwoordelik dat daai siel tot 'n val kom, hoor wat ek vandag vir jou sê. Simon Petrus se opinie oor Paulus se briewe, hoor die woord van die Here, spit jou ore, hoor die woord, hoor wat sê Paulus hierso, Simon Petrus oor Paulus se briewe. 2 Petrus 3, vers 14 tot 16. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe, en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word, so het ons geliefde broer Paulus immers ook
ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe, hoor hierso, vers 16, hy skryf dit ook in al sy briewe, waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe, wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Dis absoluut die waarheid. Dit is game set a match. Jy kan nie die Bybel uitlê en die Bybel praat as jy nie deur God gelei word nie. As jy net jou eie kop vol, glo net in Jesus Christus. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ek wens dit was so maklik, want dan het ek my hele bediening een kant toe gestoot en geld gemaak en net gelewe vir myself en net gesorg. Ek skree Jesus se naam oor my lippe so elke dag en verder net gelewe soos wat ek wil. En onder die vaandel van Christendom partytjie gehou en sonde gelewe buite. Glo net in Jesus Christus. En as dit nie genoeg is, nog nagmaal ook te gebruik. Ek het nie woorde vir julle nie. Ek is eerlikwaar, ek sê dit met baie respek. Die probleem. Sien julle die wêreld hier rondom ons? Sien julle hoe gaan dit in ons land? Sien julle hoe gaan dit in die wêreld? Die probleem lê binne ons kerke. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Ons mense is besig met nonsens. Ons beklei mekaar oor klein jakkeltjies soos Halloween en Kersfees en Valentynsdag. Ons hou mekaar besig met nonsens. Maar kom ek vertel julle iets. Ek het nou dag 'n ander jong seun hierso, die mannetjie is kookwater vir die Here. Hy's besig om te groei en God gaan hom nog kragtig gebruik. Die potensiaal wat ek in daai ou se gesig sien, in sy lewenswandel met God, gaan hy diep spore op hierdie aarde trap. Maar hy kom sit hier by my, en ons praat oor Halloween, en ons praat oor, en ek sê vir hom, man, ek hou my nie met stront besig, dis 'n klomp nonsens. Alright, ek hou myself nie met daai goed besig nie, want Satan gebruik dit sodat ons mekaar beklei, en verdeeldheid en toos onder mekaar kom saai. Ek sê, weet jy waarop fokus ek? Sê gou vir my, ons het die 29ste Mei, het ons gaan stem in hierdie land, alright, sê gou vir my, jy's in 'n kerk, jy het 'n dominee of 'n pastoor, of waar jy nou ook al jouself en jou verwagtings bevredig, waar jy nou gaan om die woord te ontvang, of wat 'n kerk het ook al is, waar het is, wat 'n dominasie. Ek vra vir hom, sê gou vir my, het jou dominee, jou pastoor, het hy vir jou vertel, vir wie moet jy stem? Het hy vir jou kom leer van die verskillende politieke partye? Het hy vir jou kom leer om geestelik te kyk na die verskillende, hoe kan ek sê, dinge wat hulle toelaat in hulle politieke partye, waarvoor hulle staan, waarvoor jy gaan stem? Het hy daai goed vir jou geleer? Nee, Koert, nee oom Koert, dan sê ek, daar is die probleem. Jy sien as jou kerk siek is, as jou kerk dood is jou huwelike dood, jou gemeenskap is dood, jou gesin, jou familie is dood, jou werksplek is dood, jou parlement is dood, jou land is dood. Maar die belangrikste goeders, vind nie in ons kerke plaas, dit word nie vir ons mense geleer nie. En dan gaan jy, soos 'n skaap, op pad slagpale toe, dan gaan stem jy vir politieke partye, wat staan vir demokrasie, wat hulle allerhande ander gode, aardse gode gelykstel met jou hemelse God, want jy stem nou vir daai politieke party, nou, jy gaan vir God in jou hele lewe nooit so dien nie. Hoe kan jy aardse gode kon gelykstel met die hemelse God, en staan vir abortus en allerhande gelowe goedkeur en goed praat? Hoe kan jy vir God so dien? En dan weet jy wat, net as dit klaar is, dan wil hulle die straat toe 'n bokser rondswaai, want nou het hulle nie water nie, nou het hulle nie toilet geriewe nie, daar is nie kos nie, daar is nie krag nie, nou wil almal kots, en moan en groan oor alles, maar jy het gestem daarvoor. Dit wat, God gee dit vir ons, waarvoor ons gevra het. Maar hierdie goed vind teen ons kerke plaas, ons mense word dit nie geleer nie, en jy is soos 'n skaap op pad slagpale toe, wat jy stem en mense ondersteun, wat God wil, die almagtige God wil kon gelykstel met aardse gode. Glo net in Jesus Christus, en jy verder praat jy net wat die ore streel, en as jy hoor, jou koffie koud is en jou oë oopmaak, is almal verwoes en vernietig,
en word die skape van God, die kinders van God, deur jakkals en wolwe uitmekaar uitgeruk en verskeer. Maar glo net in Jesus Christus. Sondag moet die bordjie die rond te doen, dat ons lekker salarisse by kry. Baie van hierdie geestelike leiers is so arrogant, wat hulle mense kan afgode, God se huis oopmaak, sodat mense kan afgode, hulle self kom verryk, en veraf God binne God se heiligdom. Het gaan net oor geld. Dis konferensies en kampe en byeenkomste en seminare, wat ons maak zak, ons maak lekker geld, in die naam van Jesus. Julle bring die Here se naam in onere. Weet jy wie betaal die prys? Die armes, wat dit nie kan bybring nie. Die armes betaal die prys. Terwyl jy jouself verryk in salarisse en pensioene en bonusse skep elke maand in die room van Christendom eet, sit ons en ons offer op en ons draai hierdie kruis, ons hele lewe uitverkoop vir die werk van God. En dan jy nog al die arrogansie en die vermakerigheid in jou, om ons te diskrediteer en sleg te sê en te spot, ewe arrogant. Kom ek vertel jou iets, jy sal sit in kerk speel, tot Satan voor jou begin manifesteer, en dan kan jy maar op daai glo net in Jesus Christus gaan staan, en kyk hoe ver kom jy. Hoor wat ek vandag vir jou sê, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. En die grootste voorbeeld van bevryding in die Bybel, is die besetene van Gadara. Daai man tussen die grafte gebly, tot Jesus voete aan wal gesit het, om verlos en vry, die boosheid uit hom uitgedryf, binne die varke in. Toe daai man normaal, soos almal van ons normaal is, wat die Here aanbid en dien met opregtheid. En die goed vind nie in ons kerke plaas nie, met absolute respek. Maar kom ons gaan aan, ek gaan nou nie verder daarop hamer nie. Ek wil vandag net vir jou een ding sê, meneer Dominee, pastoor, gaan sit jou rekenaar aan, gaan daar op Google, nee, dat tik jy daar in, die egskeidingssyfers binne Suid-Afrika, julle wat so gemaklik trou en koek eet en koffie drink en koeksisters eet, en 'n absolute grap van die huwelik kom maak het, en enige ou kan net trou, want wie wat, jy weet niks van die ou nie, maar dit is daarom geld, en dit hou jou ten minste besig, en dit laat jou goed voel. Gaan tik daarin, gaan kyk hoeveel mense is geskei, gaan kyk hoeveel kinders word sonder 'n pa of 'n ma groot, gaan kyk hoeveel egskeiding en hoeveel gesinne is uitmekaar uitgeruk. Iewers te kom 1 + 1 nie by mekaar uit nie, meneer. En miskien moet ons nou begin luister wat die Heilige Gees en ophou luister na onsself en na ander mense. Maar Satan het ons kerke kom infiltreer en hy hou partytjie, hy ruk ons almal uit mekaar uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Ek wil nog 'n ding bespreek hierso. En dit gaan oor die verskillende name van God, van Jesus. As jy nie praat van Yeshua of Yahweh of dan is jy nou afvallig. Verstaan jy, jy's nou gedoem vir die hel. Jy's nou nie deel van die uitverkore en perfek soos hulle nie. Nou kom ek vertel vandag vir jou. Daar is soveel opinies en verskille oor die name van God. As jy byvoorbeeld nie vir Jesus op sy Hebreëse naam aanspreek nie, dan dien jy volgens hulle nie die regte God nie. Dan is jy volgens hulle in valse doktrines betrokke of vasgevang. Jesus, Yeshua, Jeshu, Seun van God, Messias, Christus, Immanuel, God, noem hom wat jy wil. God kyk wat binne jou hart aangaan. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Die hele wêreld het net een taal gepraat. By Babel het God homself die verwarring gebring, sodat die mense mekaar nie meer kon verstaan nie. Hulle kon nie hulle werk klaar maak daar nie. Daarom het hulle die stad Babel genoem. Hulle het uit mekaar uitgespat, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Jy sien, goed en sleg. God is ten volle in beheer van alles. Wat 'n taal jy ook al praat, man. Dit gaan oor wat in die hart aangaan. Dit gaan oor wat hier aangaan. En God het jou nie, enige van ons as regters aangestel, om mense met stokke te slaan en klippe te gooi nie. Jy het dit heeltemal mis. Genesis 11 vers 1 tot 9 gee die Here vir jou. Die hele wêreld, dit is die bewys van dit wat ek so pas gesê het net een taal gepraat. Die mense ooswaarts, toe die mense ooswaarts getrek het hulle uitgekom by die vlakte in Sinaar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hart.
Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring van die mense, die toring wat die mense vir hulle gebou het, en toe sê hy, hier is hulle een volk, en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons met 'n hoofletter afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Hoor jy, dis die Bybel wat hier praat. Daar's geen ander naam wat jou in die ewige lewe in die hemel kan verseker nie. Geen ander naam nie. Nie Allah nie, nie Mohammed nie, nie Kali nie, nie Satan nie, nie Shiva nie, nie Boeddha nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 14:6. Noem hom wat jy wil. God kyk wat in jou hart aangaan. Alright, God ken die bedoeling van die hart. 1 Korintiërs 8 vers 5 en 6. En al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar trouens baie is wat God en baie wat Here genoem word, is daar nogtans vir ons net een God, die Vader uit wie alles is, en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Game set a match. Klaar. God bly totaal en al in beheer van alles. God kyk wat binne jou hart aangaan. Baie mense hier buite het 'n godsdienstige gees in hulle. Hulle glo onvoorwaardelik dat hulle ewige saligheid verkry deur om godsdienstige rituele en mensgemaakte aksies na te streef. Absoluut waarheid. Jesus is die naam wat ek geroep het toe ek wil opgee en selfmoord pleeg. Jesus is die naam wat my kom red het, my kom help het, my kom vrymaak het. Jesus het my geroep en bemagtig om die bedieningswerk vir hom te doen. In dieselfde naam, daai naam Jesus, het ek die voorreg gehad om te sien hoe God demone uit mense uitdryf. In dieselfde naam, die naam Jesus, het ek die voorreg gehad om te sien hoe God siektes soos kanker en mense en kinders genees. In dieselfde naam, Jesus, het ek soveel wonderwerke en tekens in my bediening ervaar in hierdie 12 jaar. Daar staan geskrywe, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Johannes 14:12, dit verseker ek julle wie in my glo, sal ook dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. 1 Johannes 4:4, julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Absoluut. Ons mense, ons Christene, ons gelowiges is ons eie grootste vyande. Ek sê julle reguit vandag in julle gesigte. Ons skeer ons eie geloof, ons eie, hoe kan ek sê, geestelike liggaam, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, uit mekaar uit. Ons doen dit, ons is verantwoordelik daarvan. Ons veroorsaak self die twis, die verdeeldheid, die skeiding en die skade tussen ons. Deur dit te doen, bring ons almal die Here se naam in oneer. Die Satan lag ons almal uit. Hy en sy bose koninkryk word elke dag nog sterker deur ons eie dwaase optrede. Dis absoluut waarheid. Mag die Here ons almal genadig wees. Jy sien, as ons oor ietsie saamstem, gaan maak ons om 'n ander kerk oop. Of ons loop by die kerk en gemaak ons eie kerk. Jy sien, dat die mense beheer. En outomaties Satan gooi net meer hout en petrol op die vuur. Hy geniet homself, hy stuur dit. Maar weet jy wat? Jy moet in jouself kan sterf, Johannes 3:30. Jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Onderwerp jou aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Dit wat die woord sê. Waak en bid wat jou gees is sterk, jou vlees is swak.
Galasiërs 5:13 tot 26, die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie. En dan moet jy kan luister na die stem van God. Jy sien, dit staan nie, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Maar ja, ek wil afsluit wat ek vandag vir julle wil sê. Ek dink hierdie woord is baie hard en duidelik. En ek wil kragtig afsluit. Ek wil bid, die Onse Vader bid. Maar ek wil ook vir julle die krag van woorde leer. Ek glo nie ons mense besef die krag van ons woorde nie. Ek kan vandag vir julle sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Spreuke 18:21. Matteus 12:36 en 7, daar sê die Here, vir elke lissinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Woorde het krag. Met woorde kan jy seën, met woorde kan jy vervloek. En met woorde kan jy mense nader trek aan die Here, met woorde kan jy hulle verder verstoot, met woorde kan jy bou, met woorde kan jy afbreek. Maar ek wil vandag vir julle die krag van woorde, wil ek vandag vir julle vermaan en waarsku hoe gevaarlik woorde is. Ek het so 'n rukkie terug, so 2, 3, 4, 5 weke terug, het ons 'n suster in die Here Jesus Christus verloor. Ek het haar nie fisies bedien in my lewe nie. Sy was ook in 'n kerk, soos baie van ons. En ja, sy het wel op my pad gekom. En ek het die berading, die berading saam met haar gedoen. En ek het al die foute aan haar geopenbaar wat die Heilige Gees op my hart kom lê. En een van die foute, daar was 'n baie sterk wortelprobleem van vrymesselary in haar lewe en outomaties in haar man, omdat hulle een gees is. Daar is wel twee identiteit en vlees, maar in gees is hulle een, maar daar het baie sterk bloedlynvloeke deurgekom van pa en ma se kant af. Wat vir my uitgestaan het, was vrymesselary. En die ander ding wat vir my kragtig uitgestaan het, was bloedskande. Daar was massiewe, daar was 'n absolute groot manifestasie en vesting wat gepaard gegaan het met bloedskande. En sy het op 'n stadium in die bed gelê een Saterdag aand, en sy het vir haar man gesê sy wil nie meer lewe nie. Satan katassa, jy sien, ek het alles aan haar geopenbaar, maar sy het nooit in oorwinning gegaan nie. Sy het nooit klaar gemaak wat aan haar geopenbaar. Sy het nooit die berading en bevryding gaan deurwerk nie. En dit was aan haar geopenbaar. Dit is van die duisends tot die lig gebring. Maar sy het nooit oorgegaan in daad nie. Verstaan jy dit? Alles was aan haar geopenbaar, maar haar keuse, haar besluit was om terug te staan en te wag. Nou eventually, natuurlik gaan die duiwel jou katassa en hy gaan jou aanval. En lang, dit was seker 3, 4, 5 jaar terug wat ek al hierdie dinge aan haar geopenbaar het. En nou die dag, somme in hierdie jaar, nie lang terug nie, het sy een Saterdag in die bed langs haar man gelê en vir hom gesê, toe sy negatief en ek glo sy was depressief ook gewees, en sy het vir haar man gesê, sy wil nie meer lewe nie, sy wens God wil haar kom haal, en as sy enigstens 'n versoek kan rig, sal sy graag versoek dat die Here haar soms so deur die nag sal kom haal, terwyl sy slaap, haar sal kom haal. En weet jy wat, hulle daai aand mekaar gegroet, hulle het gaan slaap, en die volgende oggend toe haar man wakker word, toe lê sy dood, ijskoud langs hom, toe sy klaar oorlede al 'n rukkie terug. En dit wil ek vandag vir julle sê, dat as jy jouself dood vervloek, of dood verwens, jy moet oppas wat jy vra, want woorde het baie krag, en outomaties as jy so praat jy eintlik in Satan se kraal, en hy geniet dit, as jy so negatief praat, en depressief is, en op sak en as sit, en jouself jammer kry. Op die einde van die dag, ons moet die positiewe en die negatiewe kan sien, ons moet lewe, seën en vrede spreek, en ons moet die wapens van lig kan opneem, en ons moet kan doen wat die woord van God vir ons leer. En ongelukkig, ons het 'n absolute halfhartige manier hoe ons die Here aanbid en dien, en dis hoekom alles so stikkend lê hier buite, dis hoekom baie mense nie verstaan waar al hierdie dinge vandaan kom, en ons is eintlik op die einde van die dag as die mens se eie grootste vyand. Maar ja, ons werk is om te praat of mense luister of nie, ons is nie daar om mense te oortuig, ons is daar om mense te waarsku. Jy sien, dis die werk van die Heilige Gees om mense te oortuig, en op die einde van die dag is jy nog steeds die ene wat die keuse moet maak om uit die boot uit te klim in geloof. Jy gaan of op water stap, en God onvoorwaardelik vertrou dat hy jou bo sal hou in geloof met mond en hart, of
jy gaan outomaties sink en verdrink. En dis hoekom dit so belangrik is om daar waar die tekkie die tee tref, jou woord by jou daar te sit en uit te leef, sondebelydenis en bevryding, al daai tipe ding is alles skriftuurlik, maar op die einde van die dag moet ons die Bybel ten volle kan gehoorsaam. Ons kan nie halfpad die Here aanbid en dien, of net gryp en vat soos 'n buffettafel wat ons pas nie, want iewers along the line gaan dit in jou gesig ontplof. God praat ook in die Bybel van louge, jy's of warm of koud, maar as jy lou is, staan jy op die grens, op die kraans, op die grense om deur God uitgespoeg te word, en by God is jy warm of koud, dit is hoe God dit wil hê, jy's reg of weg, daar's geen middelweg nie. Maar kom ons sluit af, dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring, kom ons bid, kom ons sit hierdie leerstelling, hierdie woord vandag voor die Here neer, kom ons sluit af met die Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, Vader soos in die hemel, Here, net so ook hier op aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in aller ewigheid. Amen. Baie dankie vir die voorreg om hierdie woord te bring, ek het 'n hele paar punte aangeraak, maar ek glo die boodskap is hard en duidelik, op die einde van die dag moet ons God gehoorsaam wees, ons moet die Bybel ten volle kan gehoorsaam wees, en ons moet die Here onvoorwaardelik vertrou, dat sy perfekte wil en plan in alles sal geskied. Dit is belangrik dat ons terugbeweeg na die Here toe. Luister mooi, en ek sluit weer af met die woorde, met die opskrif, met hierdie leerstelling se naam. Luister wat hulle sê, maar moenie hulle voorbeelde volg nie. Dis wat Jesus Christus gesê het van skrifgeleerde fariseer, mense wat slim geleerd is, mense wat hulle eie grootste vyande geword het, wat nie in afhanklikheid geleef het van die Here, wat nie reg geluister het nie, weet jy wat, hulle so geleer, dat hulle so slim is, dat hulle afkyk op mense, dink niks en niemand kan hulle iets leer. Dat ek vir jou sê, die Here kan deur 'n boemelaar praat, hy kan deur 'n kind praat, hy kan enigiets doen, want vir hom is niks onmoontlik nie. Wees geseënd in Jesus Christus, en ek wens julle 'n absolute lekker dag toe, 'n mooi dag toe, Gods reiste seën word vir almal toegewens. En mag die saad wat so pas in julle harte geval het, mag God dit behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, en laai lande in oes, as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Dankie vir die luister. Shalom, vrede word vir julle almal toegewens. Groetnis. Bye bye.